Ons is by mekaar in die naam van die Almagtige Heer, wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, nie aan ons nie, Here, nie aan ons. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Genade, vrede en liefde vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer, en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Gesang 182 in die liedboek. Dit is ou Gesang 231, strofe 1, 2 en 3. Ons wil, o Heer, U loof en eer vir liefde en genade. Die swakke kind, deur skuld geblind, verlos U van die kwade. Gesang 182, strofe 1, 2 en 3 in die liedboek. Dis ou Gesang 231, ook strofe 1, 2 en 3. Psalm 116, ook agter in die liedboek, strofe 3 en 4. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat u uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen as jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet leer ken het, laat ons skuld bely met die sin van Psalm 25 agter in die boek strofe 1 en 2.
met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan nou belydenis van ons algemene Christelike geloof doen, en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy. Die sing van Psalm 116 agter in die liedboek, strofe 3 en 4. Skriflesing is uit Jakobus 3 van vers 1 af en dan uit Jesaja 58 van vers 8 af. Jakobus 3 van vers 1 af en Jesaja 58 van vers 8 af. My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak. By magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek. Dan gehoorsaam hulle ons en ons het hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. Soos die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand. En self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier, word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem. Dit is 'n rustelose kwaad vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is.
uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en braakwater opborrel nie. 'n vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie of 'n druiwestok vye nie. 'n braakfontein kan ons nie vars water gee nie. En dan Jesaja 58 vers 8. Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die rooi dag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red sal voor jou uitgaan, die mag van die Here sal agter jou aan. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord, jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. As jy sorg dat mense nie meer by jou verdruk word nie, nie meer gedreig en vals beskuldig word nie, as jy jou wy aan die wat honger het, as jy voorsien in die behoeftes van die wat in nood is, sal die lig vir jou skyn wanneer dit donker is, sal wat vir jou nag is word, soos die helder middag. Die Here sal jou altyd deurlei, selfs in die dorstreke, sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak, jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog. Jou mense sal die puinhope herbou, die fondamente herstel wat al geslagte langs bestaan. Jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel, sodat daar weer mense kan woon. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige Heer, dit is met dankbare harte dat ons voor U bymekaar kom. Ons kan rondom ons kyk en sien en beleef dat dit goed gaan met die natuur. Ons kan rondom ons kyk en ons sien dat mense graag in die oggende opstaan, werk, want daar is 'n oes wat afgehaal moet word. Daar is veiding vir die wintertyd wat voorlê, en daarom is daar baie meer kalmte in baie van ons harte. U het U genade bewys, Heer, sonder dat ons daarop kan aanspraak maak, sonder dat ons 'n reg daarop het, het dit wat ons nodig het na ons kant toe gekom. Net so, Heer, is ons afhanklik van U woord in ons lewe. Ons is afhanklik dat U self deur die Heilige Gees in ons en met ons en deur ons sal werk. En ons het die voorreg om te mag sit en luister, om saam te kan sing, om saam te kan bid. Daarom is ons as U gemeente in U naam by mekaar. U ken elke hart wat vanoggend hier is. U weet van die ontsteltenisse wat daar mag wees. U weet van die kommernisse of die behoeftes wat ons het. Ons vra dat U dit stil sal maak. Ons vra, troue Vader, dat U ons harte ontvanklik sal maak. Want ons is verlore sonder U woord. Wil U tog wegvat wat skeiding maak tussen U en ons. Ons pleit dit in Christus naam. Amen. Gesang 257 in die liedboek. Dit is ou gesang 307 in die ou Psalm gesangboek.
sing daarvan die eerste, tweede en die derde strofes. O Heer, maak oop my hart se poort, maak my ontvanklik vir u woord, laat my u raad en wil verklaar, laat my die woord altyd bewaar. Geagte broers en susters in ons Here Jesus Christus, die teksvers vir die preek is Jakobus 3 vers 11 en 12. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en braak water opborrel nie. 'n Braakfontein kan ons nie vars water gee. Met die Bybelstudie die afgelope week en in een of twee gesprekke in die weke vooraf het twee sake by mekaar gekom. Die een is die vraag, hoe werk liggaam en siel en gees? Wat is dit, hoe werk dit? En dan kombineer dit, hoe werk liggaam en siel en gees met die saak dat ons so sukkel om regtig met oorgawe gehoorsaam te wees aan God. Met die nagmaal het ons gekyk na die stryd wat die mens het. Ons staan in die duisternis en ons moet na die lig toe, en die troos daar is juis dat ons vergewe word omdat ons dit nie kan regkry. Het ons nou laasweek gaan kyk met die danksegingsdiens na die tema van geseënd wees. Dit wil sê dat God ons aangeraak het ten spyte van ons gebroke toestand en dat hy sy genade en sy liefde aan ons bewys. So vandag vat ons dit nou nog 'n tretjie verder, en dit is daar waar u en ek elke dag leef. As 'n mens dit nou maar op 'n baie ligte manier moet noem, dan gaan dit oor die vraag, wat is daar aan ons siel wat maak dat dit so moeilik is om nee te sê vir 'n versoeking? Dit kan 'n eenvoudige iets wees soos dat 'n mens dit nie reg kry om sjokolade neer te sit nie. Dis 'n kleinigheid, maar ons weet dit word eintlik anders. Dit kan ook 'n baie ernstige ding wees, soos 'n ernstige verslawing wat nou brutale skade maak. Net daardie vraagie van die mens se hart. Ek weet ek moet stop, maar eintlik wil ek. Die teksvers sê so mooi, 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en braak water opborrel nie. 'n Braakfontein kan ons nie vars water gee nie. In die wêreld waar ons leef, weet ons met die boerdery saam hoe belangrik gesonde water is.
Mens kan 20 boorgate hê, en as hulle almal brak is, en die beeste kan nie water drink nie, of mens kan nie die lande nat kry nie, dan gaan dit niks help dat daar 20 of 200 boorgate is nie. Jy moet gesonde water hê, en daardie beeld praat so maklik met ons siel. Ons weet, ons moet gesonde water uit ons laat uitgaan. Ons weet ons moet pragtige fonteine vir ons Here God wees. As mense dit nou weer terugvat na Openbaring toe. Openbaring sê, die rivier wat die ewige water gee, vloei onder God se troon uit. En daar moet in ons daaglikse strewe moet daar 'n ooreenkoms wees. Daardie heilige water, wat alles regmaak en wat alles gesond maak. Iets in ons lewe moet 'n ooreenkoms hê daarmee. En dan kyk ons na dit wat ons reg kry, dan kom ons agter, partykeer is ons nie eens 'n ou brakfonteintjie nie, partykeer is ons sommer net 'n opgedroogde fontein. En ander kere probeer ons, en dan as ons terugkyk, dan kom ons agter, maar ons het eintlik maar net brakwater gelewer. En dan vra die mense, maar hoe kry mense dit reg? Dat ons 'n pragtige, gesonde fontein is soos 'n oase, waar enigeen na kan kyk, en waar enigeen iets gesonds en mooi waarvan kan kry. Een mens bestaan uit 3 dele. En van tyd tot tyd is daar maar 'n meningsverskil van hoe mense nou elkeen van die dele noem. Jou liggaam is dit wat ons kan sien. Ons vlees, ons organe, ons geraamte. En nou is die belangrike ding. Jou liggaam is die voertuig van jou siel. As ons hier klaar is, dan klim ons elkeen in ons kar en ons ry huis toe. Die voertuig is net 'n middel om iets gedoen te kry. Nou, ons aardse liggame is 'n middel vir ons siel. Dis die manier hoe ons hier op die aarde ons werk moet doen. En dan begin dit nou al net daar 'n bietjie moeiliker raak. Want die Bybel sê, stof van stof is jy gemaak, tot stof sal jy terugkeer. Dit sê al klaar vir ons waar dat daar ergens iets met die liggaam nie heeltemal in plek is. Ons liggaam is tydelik. Ons word pragtig, jonk, mooi gebore, klein. Ons wil altyd graag sê onskuldig, maar die kleintjies is nie so onskuldig nie. En dan word die liggaam groot en sterk en al ouer en al ouer en al ouer, tot ons op die ou einde dan nou oud en afgeleef is. So die liggaam het 'n hartplek. Saam met dit is daar in ons daaglikse lewe goed so siektes. Daar is aangebore foute en al die dinge. Dan sê die Bybel vir ons hierdie gebrokenheid, hierdie aardse lyf wat ons het, hy is spesifiek so gemaak, want dit moet ons meer en meer by gebed uitbring, dit moet ons sterker na God laat verlang. Dis hoekom dit met ons liggame so gaan op die aarde. Dit moet ons outomaties op ons knieë terugbring, dat ons fokus by God kan lê. Die tweede deel van die mens is ons siel. Die Bybel sê baie uitdruklik, die siel kom van God af, en die siel moet teruggaan na God. God is 'n geestelike wese, so ons siel is 'n geestelike iets. Dis nie iets van in hierdie wêreld nie. Die siel is die deeltjie van ons wat ewig kan bestaan. Hoe sou ons, as ons nou 'n prentjie moes teken, van hoe lyk die siel? Wat sou ons teken? In die flieks, in die films, sien ons
Die siel is iets wat lig is en iets wat mooi is. En as ons na die Bybel kyk, dan kom ons agter maar die media lieg vir ons. Want die siel van die mens is toe nou nie so vreeslik oulik. Die siel van die mens is net so gebroken. Ons wil 'n pragtige prentjie teken, iets soos 'n kers wat in die donker skyn, of ons wil 'n helder lampie teken, iets wat mooi uitstraal. Maar die mens se siel is in sy wese baie nader aan 'n muishond. Jy kan hom nie vertrou nie. Hy gaan ergens langs die pad net weer een of ander ding aanvang. Die siel van 'n mens is nie uit homself uitgeneig tot liefde en vrede. En u ken dit altyd die tyd. Dit is nie moeilik om sonde te bewys. Hierdie pragtige klein kindertjies. Dit is nie nodig om hulle stout te leer nie. Hulle kry dit op hulle eie heeltemal van self pragtig reg. Dis die bewys van wat in 'n mens se siel aangaan. Dis hoe dit werk. Die siel is 'n bang ding. En omdat hy bang is, maak hy dom foute en hy neem selfsugtige besluite. Dit is wat aangaan. Ons maas leer ons, my kind, jy moet terugstaan vir iemand anders. Gun tog iemand anders iets. En die siel is die eerste een wat dit nie wil doen nie. Die siel wil nie terugstaan dat God se wil geskied. Die siel wil self voorstaan, hy wil self die ere, hy wil self mooi en belangrik wees. Ons lewensvraag is altyd, wat is daar vir my? En hoe kan ek myself bevoordeel? Dit kan jy gaan ondersoek vir amper elke gedagte en elke motivering wat daar in ons lewe is. Daar is amper geen uitsondering op daardie reël. Die derde deel van die mens is ons gees. Jou gees is jou bewussyn. Soos wat ons nou hier sit, kan ons dink aan wat by die huis gebeur. Ons kan dink wat rondom ons gebeur. Ons kan beplan, ons het bewussyn van dit wat rondom ons aan die gang is. En daardie gees, daardie bewussyn van die mens, dit ontstaan omdat 'n siel binne in 'n liggaam leef. As daai twee goed nie by mekaar is nie, dan kan dit nie lekker werk nie. Ten minste nie vir so lank as wat ons hier op die aarde is. Dink nou mooi aan die hartseer toestand. Jy het 'n selfsugtige siel wat leef binne in 'n gebrokene liggaam. Hoe gaan die gees nou? Wat wil die gees doen? Dit is die rede hoekom dit vir ons so moeilik is om nee te sê vir 'n versoeking. Want die versoeking is eintlik 'n liegstorie. 'n Versoeking is nie op 'n bloot groot sterk ding nie. Dis 'n kleinigheid wat jy dink uit op hierdie keertjie sal nie saak maak nie, en dan het hy jou. 'n Versoeking is die vals belofte. As jy dit doen, sal jy beter voel. Dan gaan jy nie so skuldig of so swak of so sleg voel nie. En dit klink mos mooi, dan het hy jou met 'n slapriem gevang, en in baie gevalle stap ons nog oop oë op daarin. Ons weet ons behoort nie. En daardie leuen wat vir ons die belofte gee van nou gaan dit beter gaan. Dit is hoekom ons dit nie reg kry nie. As mense nou teruggaan na die beeld toe van die fontein, dis hoekom die fontein dit nie behoorlik reg kry om pragtige mooi vars water uit te stoot. Dis hoekom die fontein brakwater maak. Aan die fontein vra nie, hoe kan ek
dit wat ek van die almagtige God ontvang uitgee nie. Die fonteintjie vra altyd, wat kan ek vir myself doen? Wat is daar vir my? Dan berooi dit wat goed is vir homself en hy gee die res uit. Dis hoe dit werk. En nou is dit tyd vir die goeie nuus. Die goeie nuus wat deur die eeue heen mense se lewens omgekeer het, mense se lewens verander het, is die boodskap van die evangelie. Die boodskap van die evangelie moet 'n mens opgewonde maak. Dit moet 'n mens dankbaar maak, dit moet 'n mens vol vreugde vervul, want daar is uitkoms. Daar's 'n geleentheid en 'n kans vir 'n ou brakfonteintjie of 'n ou droë fonteintjie om daarom so af en toe 'n mooi watertjie te kan maak. Dit kan. Kom ons gaan kyk wat met die skepping gebeur het. As die mens van die mense kant af na die skepping kyk, dan moet ons sê voor die tyd was daar niks. Want ergens het die skepping begin. God het gesê, laat daar lig wees, en die Hebreëse teks sê so mooi, tohu wabohu, en dit was woes en leeg. So alles is gemaak, alles was daar. Dan sit ons Johannes 1 by wat sê, alles wat ontstaan het, is deur Jesus gemaak. So God die Vader het die bevel gegee, dus die dinge daar, en toe kom Jesus in, en hy vat en hy skei die water een kant toe, die grond aan die kant. Dan laat hy plante groei, dan maak hy die dier. Dan kom daar orde. Nou in ons harte, hierdie ou brakfonteintjie, moet dieselfde ding gebeur. En dit begin die oomblik as die geloof inslaan. Dan gebeur in ons siel, in ons menslike siel, gebeur presies die ding wat met die skepping plaasgevind het. Dan kry ons 'n bewussyn van, nou moet daar orde wees. En dan is dit ons werk om te sorg dat ons elke ding in ons lewe op sy plek sit, dat ons die deur mekaar en die stukkend uit mekaar uitwerk en elke ding organiseer sodat daar orde is. Dit is wat die geloof en die liefde van God met ons moet regkry. Dan begin ons outomaties om al meer na die kant toe te beweeg dat ons daarom eerder bruikbare water is. En as mense dit nou so sit en bespreek, en die mens verduidelik dit, dan begin die mense besef, maar dit is waarom daar in ons harte die drang is na gehoorsaamheid. Dis waar dit vandaan kom, dat ons in ons besef, dat ons agterkom, maar hierdie kan tog nie al wees nie, dit kan tog nie die enigste wees nie. Hoe kry 'n mens dit reg om hierdie siel wat sy voete so sleep, om hom aan te jaag, dat hy dit begin doen wat hy moet begin doen? Die eerste belangrike saak vir 'n gelowige mens, en dit is iets waaraan ons almal skuldig is. Die eerste saak is ons bid te min. Dit is iets wat u op die proef kan gaan stel. As daar 'n ding is wat pla, dan help dit nie dat 'n mens so af en toe, so bietjie daaroor bid en dit dan nou maar laat gaan nie. Dan raak dit tyd dat 'n mens erns maak daarmee om daardie hartsaak aan die Here voor te lê. Hoe studeer 'n kind wat matriek wil deurkom? Die kind wat ernstig is oor matriek, doen baie moeite om hard te werk om so goed as moontlik te presteer. Goed, wie van ons bid soos wat 'n kind wat matriek deeglik wil slaag werk? Wie van ons doen soveel moeite in ons lewe?
Dis die antwoord. Stilte. Ons is almal skuldig. Nie een van ons bid ooit ordentlik genoeg, of deeglik genoeg, of diep genoeg. So kom ons begin werk maak daarvan. Die Bybel sê, gaan na jou binnekamer toe, maak jou deur toe en bid tot die God wat jy nie kan sien nie. Probeer, broers en susters, probeer dit asseblief, om in alleenheid hardop te bid. Ons gewoonte is dat ons stil en saggies vir onsself bid. En die gevolg daarvan is dat jou konsentrasie nou daar is, en dan is dit weer daar by die hek wat reggemaak moet word, en daar is 'n paadjie wat nog moet sement kry, en plan en nonsens. Probeer 'n slag om waar jy alleen is, hardop te bid. Maak 'n punt daarvan en gesels met die Here. Praat jou hart uit, maak dit oop. Doen dit gereeld, doen dit ernstig. Die Here sal op sy tyd, op sy manier, daardie gebede verhoor. Die tweede ding wat ons moet aanleer, is geduld. Want die mense raak so maklik moedeloos. Maar ek probeer dan om 'n goeie fonteintjie met gesonde water te wees. Maar ek kry dit nie reg nie. Dis omdat ons meestal teen onsself moet stry. In die meeste gevalle is dit maklik as daar 'n inbreker is, dan weet jy dadelik wat jy moet doen. Maar as jy op 'n onsigbare vlak teen jou eie siel moet stry, dan beklei jy heeltyd hier in jou gedagtes, jy beklei in jou hart. En dit is hoekom geduld nodig is. Want hierdie fonteintjie wat so 'n brakfontein is, hy geniet dit om 'n brakfonteintjie te wees. Want dan kan hy self bepaal waar hy aangaan. Nou moet 'n mens jou eie siel geswaai kry. En dit vat baie tyd en baie moeite en baie geduld. Nog 'n ding wat ons moet aanleer vir onsself en teenoor onsself is vergifnis en liefde. Dis een van die mooiste dae in die lewe van 'n gelowige as ons dit regtig kan regkry om onsself te vergewe. 90% van ons kwaad wees vir die wêreld is eintlik maar kwaad wees vir onsself. Dis regtig so, gaan kyk daarna. Dis omdat ons met onsself ontevrede is, dat ons met ander loop en beklei. Want ons neem onsself kwaadlik dat onsself nie goed genoeg is nie. En die oomblik as 'n mens in daai slaghuis trap, dan is dit ook waar dat ons van God se liefde vergeet. God se liefde wat alles vir ons oopmaak, wat alles vir ons moontlik maak. Ons is verplig. As ons wil sê, maar vergewe daardie een, om jy eerstens in die spieël kyk, en vrede maak met jouself, en sê, maar die vergifnis wat Christus op Golgotha verdien het, geld vir elkeen van ons. Ons hoef nie altyd met onsself te raas. As ons dan daardie kalmte het, dan is die gebed makliker, en dan is die geduld langer. En dan kom ons by gedeelte, soos Jesaja 58, waar hulle sal sê, die mense sal van jou kan sien, dat jy weer jou mure opbou. Mag die Here ons daarin dra, mag hy ons daarin versorg, mag ons dit reg kry, om daardie liefde uit te leef. Amen, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit, dat ons binne die ligkring van U genade kan staan. Hoe mooi is dit, Heer, om oortuig te kan word
van u liefde vir ons. Al kry ons dit nie altyd uitgeleef nie. Al mors ons daarmee. Selfs al is ons blaatant ongehoorsaam aan die liefde, dan het ons nog steeds die troos van die liefde. U wat ons aanraak, U wat ons versorg, U wat ons behoefte bewaar en dra. Dit is wat dit beteken om aan U vasgemaak te wees. Dan kan ons net saam met die kerk van alle eeue nederig voor U buig. Ons kan ons afhanklikheid bely. Ons kan ons dankbaarheid betuig. En ons kan uitsien na die dag van môre. Trouwe Vader, wil U tog in elkeen van ons harte werk, dat ons die goeie stryd kan stry op die manier wat U woord vir ons oopmaak en duidelik maak. Dat ons elkeen ons eie stryd kan stry. Want dit is die heel moeilikste omdat ons dit nie kan sien. Ons bid in besonder Heer vanoggend vir die huwelike in hierdie gemeenskap. Ons vra Heer dat U een en elk sal dra en versorg, dat ons huweliksverhoudings meer en meer van U sal kan getuig. Ons bid vir ons daaglikse veiligheid, dat ons na liggaam en siel en gees baie hard en duidelik kan weet, kan glo, kan ken en verstaan dat alles in U hand is en dat U aan ons die verantwoordelikheid daarvoor gegee het. Ons pleit ook vir elke jong mens en kind, vir hulle wat jy so vrolik kan wees en nie bekommerd is oor die dag van môre, dat elke ouer hulle pligte ernstig sal opneem, dat ons kan voortgaan onder die leiding van die Heilige Gees. Wil U ons toch behoed en bewaar? Ons vra die dinge in nederigheid in Jesus naam. Amen. Psalm 192 in die liedboek, ou Psalm 23. Ons sing daar die tweede en die derde strofes. Heilige staar voor U troon, sing voor U vol vreug en vrede. Ons in wie U Gees reeds woon, roem U groot weldadigheid. Psalm 192 in die liedboek, Psalm 23 in die ou boekie, strofes 2 en 3. Oh
en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.